'n afgebreekte stad sonder 'n muur, so is 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. 'n Afgebreekte stad sonder 'n muur. En hier praat hy van die sondaar. Hy praat hier van wie jy was. Hy praat hier van waar jy vandaan kom. Daai wille ou, daai wille Daan, wat geroud rage het, wat al die verkeerde goed gedoen het en gesê het, ek was soos 'n stad sonder 'n muur gewees. Ek het gekom waar ek gaan, ek het gesê wat ek wil, ek het gedoen wat ek wil, man, ek was wild, willer as die wildtuin. En wie wil wat sê? Dit is wat die woord sê. Jy's eintlik maar niks. Jy is 'n stad sonder 'n muur. En wanneer jy 'n stad sonder 'n muur is, kan jy so maklik aangeval word. Maar wanneer jy roep na die koning van die konings, en hy herstel jou, en hy bou jou op, en hy maak jou nuut, nou sê hy vir jou, bewaar jou hart. Jy is nie meer soos 'n stad sonder 'n muur, wat uitmekaar uitval nie. Nou in Bybelse tye, weet ons dat die stede was mos omgebou met 'n muur, né? Die stad was binnekant, die mense het binnekant gebly, en dan het die vyand altyd gekom en hulle het 'n leer hier gesit, en die mense bo het met pile geskiet, en hulle het olie op hulle gegooi, en al daai klas van goed, dit was die Vikings, sorry, dit is nie in Bybelse tyd nie, sorry, ek misjudge my bietjie daarmee. Nee, maar in Bybelse tye, was Jerusalem binne in 'n stadsmuur gewees. En alhoewel die mense beperk was om te beweeg soos hulle wou, het die stadsmuur hulle veiligheid gegee, want hulle was binnekant. Hulle het geloop en die vrouens het gepraat en gechat en geskinder en gealles, en dan woep staan hulle voor die muur. Dan sê hulle, ja, ons moet seker omdraai. Dan gaan hulle maar weer aan, gaan hulle loop, totdat hulle uiteindelik by die huis kom. Maar jy kon nie aan die ander kant die muur gegaan het, behalwe as jy deur die poorte gegaan het nie, né? So die muur het vir die stad dan die beskerming gegee. En sonder die muur sou hulle dan oop gewees het vir enige aanval van die duiwel, van die vyand af, né? Stem julle saam met my? So een van die eienskappe van geestelike groei in my en jou se lewe is selfbeheersing. En sonder selfbeheersing maak ons die deur oop vir enige vyand, die duiwel, om in te kom en dit wat ek bewaak in my hart te kom onrein maak, om my te kom aanval. So selfbeheersing is 'n baie belangrike en noodsaaklike eienskap wat die kind van God moet hê. Want wanneer jy selfbeheersing het, kan jy nee sê om by die stadspoort uit te gaan en te doen wat jy wil doen. Maar wanneer jy selfbeheersing het, nou kan jy jou hart bewaar, want dit is waar die oorspronge van die lewe is. So ek en jy moet vandag, terwyl ons na hierdie boodskap luister, hou hierdie 2 verse in gedagte, maar sien dat selfbeheersing vandag is vir my en vir jou soos 'n muur wat rondom 'n stad gebou is. En wanneer ek selfbeheersing toepas en die Heilige Gees omgord my, nou kom hy en hy sê vir my, Dani, bewaar jou hart.